Vader, mag vanoggend se woord ons harte roer en beweeg om anders met 'n ander uitkyk, met 'n ander ingesteldheid hier uit te stap vanoggend. As ons sing dat ons u kinders in u huis is, met 'n plek vir ons elkeen, dan is dit danksy u, Here. Here Jesus, wat u van uself, van die goddelikheid leeg gemaak het, mens geword het, om hier op aarde vir ons te kom wys wie God is en watter liefde daar in die Vaderhart klop. En deurdat hy die dood oorwin het, ook vir ons die ewige lewe oopgesluit het. Dankie dat ons in hierdie vryheid kan leef. In Jesus naam. Amen. Vriende, dit is vir my voorreg om vanoggend weer terug te dink aan die kinderboodskap van vanoggend, om net te vier dat ons as Suid-Afrikaners iets in ons het, 'n sekere uitkyk. Ek was nog nooit burger van 'n ander land dat ek kan sê hoe hulle voel nie, maar hier in Suid-Afrika vier ons mekaar se oorwinnings. En ons sê, dis nie net in ons DNA nie. Dit is omdat ons Suid-Afrikaners is, dat ons so uniek optree en dink oor die lewe. Maar ek besef daarmee saam, soos ons vir die kinders vanoggend gesê het, 'n span het al sy spelers nodig. En ek wil saam met u dink vanoggend, watter plek neem ek in daardie span in? Daar is natuurlik groot name in ons land, bekende name, rugbyspelers en celebrities, en ons kan hulle opnoem. Maar wat van my en jou wat hier in George of waar hy ook al beweeg, 'n gewone lewe lei? Wat sê die Here vir my en vir jou oor ons plek in die span? Ek wil jou neem na Hebreërs 2 toe. God, wat alles gemaak het en op wie alles gerig is, wou baie mense deel laat kry aan die heerlikheid. Daarom was dit net gepas dat hy hulle voorganger, naamlik Jesus, wat vir hulle die pad tot verlossing sou oopmaak, deur lyding volkome vir sy taak gereed maak. Hy, Jesus, wat heilig maak, sowel as die mense wat heilig gemaak word, is almal uit een Vader. En om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers en susters te noem nie. En hierdie is asof die Hebreërs skrywer uitbasuin, ons is elkeen deel van hierdie span, hierdie familie van Jesus Christus wat ons sy broers en susters noem. Ons is ingesluit. So Jesus kom sê vir my en vir jou, dat in sy span het hy my en jou nodig. En om ons verder hierin te lei, wil ek dan nou verder lees uit ons brief, uit die, wat ons noem die Hebreërs preek. Dit is eintlik maar 'n lang preek van 13 hoofstukke lank. En ons gaan net op hoofstuk 3 en so die eerste vers van hoofstuk 4 op fokus. Want hierin lê vir ons 'n paar sleutel aanwysings oor 'n groot lewe. En natuurlik moet ons begin by die grootste lewe van almal, Jesus Christus. Hebreërs 3 vers 1. Heilige broers en susters, deelgenote van 'n hemelse roeping, let noukeurig op Jesus, die apostel en hoëpriester van ons belydenis. Hy is die Here. En die Hebreërs skrywer noem Jesus 2 titels. Hy's apostel en hoëpriester. Apostel beteken gestuurde van God, en as ons dit saam lees met Kolossense 1 vers 18, wat sê Jesus is die eerstgeborene uit die dood. Hy staan eerste bo alles in die skepping. Dan neem Jesus die eerste plek, die eerste rang in. Hierdie Jesus het aarde toe gekom, hy het vlees geword. En hier op aarde het hy vir ons kom wys, daar's iets veel groter aan die gang. Julle dink julle lewe maar net in een dimensie van tyd. Maar hy het ons tyd kom begrens en gesê, hy is die tydlose, wat bo dit alles uittroon. Daarom is hy gestuur na hierdie wêreld, om ons 'n begrip vir ons tyd te kom gee. Tweedens, as hoëpriester neem hy die hoogste plek in. Psalm 2, die Christuspsalm, sê God self het hom verwek, hom gesalf as koning. So met hierdie 2 titels neem Jesus die eerste en die hoogste plek in.
En ek kom sê vir my en vir jou, dit is hoe jou tyd lyk, te midde van hierdie groot prentjie van die res van tyd, jou plek. Kom vind jou plek binne in hierdie ruimte. Kom vind jou tyd en leef dit voluit. So as Jesus kom sê, hy is die grootste lewe, dan het ek en jy ook 'n besonderse plek en 'n tyd wat God vir ons gee. En ek wil jou uitnooi om saam met my te kom dink vanoggend oor ons plek en ons tyd binne hierdie groot prentjie. En om dit te doen, moet ek miskien iets wys van hoe my kop werk. So, hierdie is wat ek self sommer nou nie uitgedink het nie, maar net vir myself gaan teken het. Hoe verstaan ek tyd? My wêreldbeeld as ek die Bybel lees. Daar's so 5 tydperke of eras wat vir my opgedeel kan word. En die middelste daarvan is Jesus Christus se tyd op aarde. Die tyd wat hy as Messias, die beloofde een, gekom het. Dis daar die geel sirkel in die middel. En dit is voorafgegaan deur 2 eras. En eerstens die oermense, wat baie ver terug, Genesis 1 tot 11 uit die Bybel vertel ons iets daarvan. Die tyd van Noag en Adam en Eva. En dan die tweede era wat ek vir myself uitteken, is die antieke volke wat begin het by Abraham, toe God vir die eerste keer direk 'n mens uitgesond het gesê, ek gaan met jou 'n pad stap en 'n volk bou. En van Abraham se tyd, so 2000 jaar, tot kort voor Jesus Christus se geboorte, loop daardie tyd van die antieke volke. En dan die tyd na Christus se koms na die wêreld toe, is daar 3 periodes van ontwikkeling wat ek dan nou as die 4de era vir myself opsom. Hierdie ontwikkeling wat vroeë ontwikkeling in die middeleeue insluit en dan die gevorderde ontwikkeling van die afgelope so 200 jaar wat ons gebring het tot waar ons vandag is. Met helder ligte en rekenaars en 'n slim foon hier aan jou arm wat jy kan boodskapies lees op jou foon. Gevorderde ontwikkeling. En binne hierdie raamwerk gee die Here vir jou 'n tyd en 'n plek. En my gebed is dat ons elkeen dit sal vind. Om op hierdie skaal te leef. Ons tyd hier op aarde is bitter gering. Ons plek is maar hier in een stad, of selfs as jy pendel vir jou werk Johannesburg toe en terug, is dit dalk dat jy in Suid-Afrika rond beweeg. Maar dit is eintlik 'n stippel op die heelal se tydlyn. Maar my gebed is dat ons by Jesus hierdie versekering ontvang. Jou tyd en jou plek het betekenis. So gaan leef dit vol. Ons elkeen het 'n hede, 'n verlede en 'n toekoms. 'n Hier en nou en 'n toe voorheen en 'n dan wat nog kom. En so kan elke mens wat nog ooit geleef het vir hulle self so tydperke uitwys. Miskien nou nie Adam nie, maar met die res van ons kan sê, ons almal het 'n verlede, 'n hede en 'n toekoms. En ons leef dit uit in hierdie 70 of 100 jaar in 'n sekere plek. En dalk skuif jy rond van stad tot stad, soos wat jou loopbaan jou of jou gesin jou heen neem. Ek besef daar is een tekortkoming aan hierdie wêreldbeeld van my. En dit is dat ons dink aan ons en hulle. Ons in vandag se tyd is baie meer gevorderd as hulle daar in die verlede. Hulle was so kortsigtig en onontwikkeld, agtergeblewe. Ons is gevorderd, so ons verdien meer. Ons is belangriker of groter as hulle. En ek wil waak daarteen. Deur te probeer vrede maak in my kop tussen hierdie 2 of 3 of 5 eras en sê, ek het my plek en tyd, maar dit is net so belangrik soos die persoon langs my of die persoon wat voor my geleef het en elke persoon wat nog na my op hierdie aarde gaan leef. Daarom wil ek byvoorbeeld hierdie aarde oppas, deur slim keuses te maak oor ons ekologie, sover dit vir ons moontlik is. En om nie veroordelend te staan teenoor die verlede en die besluite wat hulle in die verlede gemaak het nie. Hulle het gewerk met wat hulle geweet het. Maar vriende, bo dit alles uit, troon ons Here en hy sê, hy hou ons tyd en ons plek so in sy hand. En dit is 'n kleurvolle geskiedenis wat hy so in sy hand hou. En hy sê, jy het jou plek, maar sien die helder kleurvolheid van die res van die ewigheid.
Tyd voor jou en tyd na jou. Jou plek, maar ook die plek van almal rondom jou. Ek wil hierdie wêreldbeeld van my so opsom. God kies om met sy mense in verhouding te wees. En daarom gee hy aan elke nasie en elke mens 'n tyd en 'n plek. Dit gee opnuut vir my betekenis en gewig aan wat ons dan in Hebreërs 3 vers 1 lees. Die Hebreërs skrywer spreek hulle aan as heilige broers en susters. Hulle is nie sommer net mense wat asemhaal hier op aarde nie. Hy spreek hulle aan as heilig. Ons as God se kinders word ook so aangespreek. Jesus noem ons sy broers en susters. Ons is in sy kring ingesluit. Hy noem ons deelgenote van 'n hemelse roeping. Ons het 'n groter doel, ons het 'n groter lewe om te leef, as net om asem te haal en rond te beweeg. Soos Jesus die hoogste en die eerste plek inneem, wil ek gehoorsaam aan hom wees. En binne die tyd en die plek wat hy vir my gee, hierdie lewe voluit, in vol kleur leef. Daarom gaan soek ek na aanwysings en rigtingwysers in die teks. En ek wil jou nooi om saam met my te gaan lees. Wat sê Hebreërs 3 vir ons? Watter rigtingwysers gee Jesus vir ons lewe op hierdie plek, in hierdie tyd? Die Hebreërs skrywer praat van let noukeurig op Jesus. Noukeurig beteken, ek kan nie sommer net kennis neem daarvan nie. Iewers in my joernaal 'n aantekening daarvan maak en dan daarvan vergeet nie. Dis 'n noukeurige, 'n wakker lees van dit wat rondom my gebeur en met my gebeur. Met 'n Jesus bril daarop. Wat sê Jesus vir my? Wat doen hy in hierdie tydvak van my lewe? Die Hebreërs skrywer gaan dan verder en sê waak daarteen dat nie een van julle ooit 'n bose hart vol ongeloof kry deur van die lewende God afvallig te word nie. Waak teen ongeloof. Dit lei tot afvalligheid. Dan loop jy dalk die spoor mis wat die Here vir jou uitgelê het op hierdie aarde, op hierdie plek. Waak daarteen. En dan vers 13 en 14 spoor mekaar elke dag aan, solank daar nog van vandag sprake is, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Ons het inderdaad deelgenote van Christus geword, mits ons einduit stewig bly vashou aan ons aanvanklike geloofsvertroue. Daardie warm hartklop wat jy vroeg na jou bekering gehad het in jou lewe. Daardie oomblik van oorgawe wat gelei het tot hierdie vaste oortuiging, Jesus is my Here. Hou vas daaraan. Sodat terwyl dit nog vandag is, jy in hierdie lewe kan sê ek lewe vir Jesus Christus. Want daar is 'n geskiedenis wat jou vooraf gegaan het. Vers 15: As julle God se stem hoor, moenie julle harte verhard nie. Want dit is wat tydens die opstand gebeur het. En dan praat die Hebreërs skrywer van wat met die Israeliete gebeur het. Vers 16 tot 19. Wie was dit wat gehoor het, maar nietemin in opstand gekom het? Was dit nie almal wat onder leiding van Moses uit Egipte uitgetrek het nie? Op wie was God 40 jaar lank toornig? Was dit nie hulle wat gesondig het, wie se lyke in die woestyn gelê het nie? Dit is amper asof die Hebreërs skrywer tong en netjies sê, jy kan gaan kyk, hulle lyke lê daar. Hulle wat in ongeloof hulle harte verhard het. Hulle wat in ongehoorsaamheid geleef het. En dan vers 19, ons sien dus dat hulle vanweë ongeloof nie in staat was om in God se rus in te gaan nie. Sy ewige rus wat hy beloof. Hoofstuk 4 vers 1, laat ons daarom versigtig wees, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog bly staan. Terwyl die deur nog vir jou oop is, sodat dit nie mag blyk dat een van julle agtergebly het nie. Weer daardie insluitende liefde en sy besorgdheid oor ons. Laat ons versigtig wees dat ons, terwyl ons kan, terwyl ons die tyd en die plek het, dat ons sy belofte opneem en daarin vashou. So met hierdie 4 aksiewoorde uit die teks uit, wil ek gaan kyk, hoe speel dit dan nou af teen my wêreldbeeld, van eeue voorheen wat afgegaan het, en wat tot vandag toe nog gebeur.
Wat sê die Bybel vir ons? Wat se Bybelse getuienis is daar? Ek kan byvoorbeeld gaan dink aan Moses wat agtergebly het. As die Hebreërskrywer sê, wees versigtig dat niemand agterbly nie, wat van Moses? As dit gaan oor aansporing, dan vind ons dit onder meer in baie plekke, maar ook in Jesaja 40, waar die Here sê, troos Israel. As dit gaan oor ongeloof, gaan kyk wat het Israel gedoen toe hulle harte verhard het. En natuurlik hoogste bo almal en alles, let noukeurig op Jesus. Hy wat by Johannes die Doper gaan staan het, by die Jordaanrivier. Ek wil vir jou visueel uitbeeld, so die 2 oomblikke by die Jordaanrivier, Israel se oomblik by die Jordaanrivier, waar Moses in Deuteronomium 31 staan en hy spreek sy volk toe in die laaste week van sy lewe. En dan Israel wat by Sionsberg kom staan en die profesie uit Jesaja uithoor. En dan sluit ons af by die Jordaanrivier met Jesus wat by Johannes die Doper aankom. Want dit is vir my hoe Hebreërs 3 sin maak, as dit die agtergrondskerm is vir hierdie profesieë en hierdie tekste. Wat het met Moses gebeur? Deuteronomium 31 vers 14. Die Here het vir hom gesê, kyk, jou tyd om te sterf is naby. Die Here het hom 'n streep aan die einde van sy lewe getrek en gesê, jy gaan hier sterf. Jy onthou die 2 foute wat jy in die woestyn gemaak het? Jy gaan nie op aarde in die beloofde land in nie. Dit is hoe dit is. Maar jy gaan in die beloofde ewige rus in. Want jy was 'n man wat soos 'n vriend met God gepraat het. So hy gaan nie op aarde saam met Israel in die beloofde land in nie, want hy het 120 geword en dit was sy tyd om te sterf. So God trek 'n streep aan die einde van sy lewe en hy sê, ek gaan 'n opvolger aanwys. Gaan roep vir Joshua en gaan neem dan julle plek in die tent van ontmoeting in, sodat ek aan hom opdragte kan gee. God laat nie sy volk leierloos by Moses se afsterwe nie. Hy roep 'n opvolger en hy sê, hierdie jong man gaan vol vasberadenheid die pad stap. Wanneer ons na Jesaja ons aandag keer, kom die vertroosting van die Here na Jesaja toe. Troos my volk, praat mooi met Jerusalem. Roep haar toe dat haar gedwonge arbeid voltooi is, dat haar skuld afbetaal is. Sy wat skuldig gestaan het oor die eeue heen, dat hulle afvallig geword het van God en vir hulle harte verhard het, gaan troos hulle. Ek gaan hulle terugbring. Ek gee julle die versekering, maak in die woestyn die pad van die Here gereed. 'n Groot pad vir ons God. Maak dit gelyk. En dit klink dalk vir jou bekend, want dit is die woorde wat in Matteus 3 aangehaal word, van Jesus, wat die redder is, wat op pad is. Die profeet Jesaja gee hulle daardie versekering van hierdie redder se koms. Jesaja gaan verder en hy sê, roep uit. En ek vra, wat moet ek uitroep? Alle mense is immer soos gras, en al hulle trou is soos 'n veldblom. Ja, gras verdom en 'n blom verwelk, wanneer die asem van die Here daarop blaas. Waarlik, die volk is maar net gras. Die Israeliete moet hulle nietigheid besef. Maar saam met dit, vers 8, besef ook dat God julle in 'n ewigheid inbring. Gras verdor, ja, 'n blom verwelk, maar die woord van ons God hou stand vir altyd. Die belofte wat hy aan julle gerig het in Abraham en in elke keer wat hy dit daarna bevestig het, dit hou stand vir altyd. So besef julle as nietige mense dat julle ook deel is van hierdie ewige gemeenskap van God. Vers 9 van Jesaja 40 dan. Klim op 'n hoë berg en kondig met vreugde aan. Verhef jou stem met krag, Jerusalem. Moenie bang wees nie. Sê vir die dorpe van Juda, hier is julle God. Want kyk, my Heer, die Here, met krag kom hy en met sy arm oefen hy vir hom heerskappy uit. Die Here beloof vreugde en versterking vir elkeen wat in sy pad volg. Daarmee saam, vers 11, soos 'n herder laat hy sy kudde wei, en in sy arms maak hy sy lammers bymekaar, teen sy bors draai hulle. Saam met die vreugde en die versterking gee die Here ook
voorsiening en hy beskerm sy volk. Soos 'n herder sy kudde laat wei en dan hy beskerm hulle. Die laaste 2 aanwysings uit die geskiedenis uit, wat vir ons verseker van ons plek in God se gemeenskap is, wat ons by Jesus vind. Die tweede Jordaan oomblik in die geskiedenis. Johannes die Doper praat met die mense wat by die rivier staan. Ek doop julle wel met water, met die oog op bekering. Maar hy wat na my kom is sterker as ek. Ek is nie eens werd om sy sandale vir hom aan te dra nie. Kom ons staan vir 'n oomblik daarby stil. Dit vra nederigheid om jou tot so 'n bekeringsdoop te bring. Die doop van die water en sê, ek moet my menslikheid, my nietigheid na die Here toe bring, my skuld voor die Here. Dit vra ook nederigheid van Johannes die Doper om te sê, ek is nie die belangrikste nie. Ek doop julle maar net met water. Maar hy wat na my kom is groter as ek. Ek is nie eens werd om sy sandale vir hom aan te dra nie. En dan kom Jesus met die Heilige Gees doop en die vuurdoop. Die Geesdoop wat God se asem in ons inblaas en ons inspireer tot dade van groot krag, godsdade. Die vuurdoop wat ons ook suiwer van alles wat nie God verheerlik nie. So as ons hierdie 10 rigtingwysers, aanwysings uit die teks uit die geskiedenis uitneem en sê die Here het nog altyd vir sy mense plek gemaak. Hy het nog altyd sy mense in daardie plek beskerm en opgepas en gekoester en vertroos. Hy het hulle nog altyd versterk en bemagtig vir hulle taak. Dan is ek seker daarvan hy gaan dit vir my en vir jou in hierdie tyd doen. In ons eie gemeente het ons hierdie kosbare getuienis van die afgelope paar jaar. By 'n kerkraadsvergadering in 2023 in Junie maand het die Here vir ons hierdie visie gegee vir die seisoen waarin ons nou is. Sien raak, gee om en gaan groot. Sien raak wat die Here gedoen het oor die geskiedenis heen. Sien raak hoe hy in die verlede met sy mense omgegaan het. Gee genoeg om dit deel van jouself te maak. Om dit te internaliseer, om dit deel van jou geloof te maak. Hulle storie is ook my storie. Ek is ook 'n kind van God. Ek is ook in sy gemeenskap ingesluit. En dan gaan groot. Gaan voluit vir hierdie lewe wat die Here vir jou gegee het. In kort vriende, gaan dit oor roeping. Wat maak jy met die tyd en die plek wat die Here vir jou gegee het? Daar's 'n Amerikaanse prediker, Haddon Robinson, wat vir ons 'n paar perspektief gee op roeping. In any situation, what you are determines what you see. And what you see determines what you do. So ek wil jou uitnooi. Wanneer jy oor jou roeping nadink, oor jou tyd en plek wat jy gegee is, wat sien jy? En mag die Here ons daardie omgee in jou hart gee, dat dit sal groei en jou aanspoor om groot te gaan met die geleenthede wat hy oor jou pad stuur. Wat sien jy? Sien jy liefde? Sien jy dit rondom jou? Dan moet jy ook leef met 'n bewustheid dat lyding daardie liefde soms kan breek. Maar dit vernietig nie die liefde nie. Dit is net 'n stippel op die pad. Dalk 'n intense, hartverskeurende stippel. Maar die Here is met jou op pad. Want daardie lyding gaan dalk 'n leemte in jou lewe uitwys. Wanneer die tyd van lyding vir jou verbygegaan het, besef jy, maar hier skort iets in my lewe. En daardie leemte maak dan die deur oop as 'n geleentheid om te leer. Wanneer jy daardie les geleer het,
Gee dit jou die krag om jou kop te lig en te sê, ek wil verder kyk. Wanneer jy jou kop gelig het en rondom jou gekyk het en die krag van die Here gevind het, besef jy dalk op 'n dag, hier's 'n paar goed wat ek maar kan los. Dit is dalk 'n kruk wat jy vroeër gebruik het en nou is dit al 'n gewoonte. Ek kan daardie figuurlike kruk kan ek maar los. En dan op 'n dag kyk jy terug oor jou reis, oor seisoene heen en die Here sê vir jou, kyk my kind, jy het in vol kleur gelewe. Ek bid dat dit my en jou belewenis mag wees, in hierdie Pinkstertyd veral, dat die Here ons hierdie oë sal gee, om dit raak te sien. Die volkleur lewe wat die Here vir jou gee. En ek besef, dit loop nie altyd so mooi, een wat op die ander volg nie, dit spring dalk rond. Maar mag die Gees ons begelei, om daar waar jy jouself in enige seisoen vind, om dit volkleur te gaan leef. Amen. Here Jesus, dankie vir u heerskappy oor geskiedenis heen. As ons bid dat u is die volëinder van ons geloof, Here, dan bely ons daarmee dat u troon bo ons tyd uit. En u vul elke plek met u teenwoordigheid. U as God, u as koning, u wat as hoëpriester ons kom begelei deur hierdie seisoene van die lewe. Ek bid Here dat hierdie Pinkstertyd vir ons sal help om vol kleur te sien. Wat is die volgende geleentheid? Here, as ons dink aan roeping, is dit nie altyd net om met brute spierkrag te beur vorentoe nie, of om met een of ander slim plan vorendag te kom nie. Soms is dit net om deur hierdie dag te kom, Here. Heilige Gees, help ons om u volkleur te dien. Die Here van hemel en aarde.